soos wat ons daai peiling sien wat sê, amper die helfte van Suid-Afrika sê, ja, ons is okay met die weermag wat oorneem. Dis nogal kommerwekkend, as jy dink. Dis waar mense is, hulle is so desperaat. Ja, maar ek dink dis dis daai vlak van gatvolheid en dan dink jy eintlik nie meer mooi, dis jy oormoeg is, dan is alles erger. Nou as jy so gatvol is, in jou brein begin dit vir sê, luister, as solank die weermag hier is, minstens gaan ek nie in my bed afgedraai word. Dis nie lekker wees die weermag in beheer is nie, maar wat is die ander opsie? Ek dink dit is wat jy sê is dit is 'n gevaar punt waar mense kom is dat hulle bereid is om bepaalde vryhede waarvoor hulle nou die dag nog baie hard geveg het en baie sterk oor gevoel het. Vandag heroorweeg jy dit want dit is net nie meer lekker hier nie. Dit in kort kom dit nou op Suid-Afrika sit 'n bietjie hangry tans. Baie welkom by hierdie weekse episode van Net Nog Enetjie. Ons gaan so 'n bietjie delf en kyk wie kan die Doen dit. die kloutjie by die oor kry. So dit behoort my vir jou te sê dit gaan 'n baie lekker program wees. So ja, asseblief luister gerus saam en daarby is klink vir jou net nog enetjie waar as jy in die kar is. Ja, die week praat ons bietjie oor die back and claw situasie wat buite beheer is tans eintlik. En dan saam met dit doen ons net so 'n bietjie 'n vooruitskouing van is dit RNE, is dit RNE, wat gaan aan en wat kom. Dis ek mooi die Is dit RND mekaar tans iets in daai lyn so ja, luister gerus saam en praat in die kommentaar saam. Ja, net nog enetjie is oral waar jy jou podcast kry. Like en subscribe asseblief Apple Podcasts, Spotify, YouTube, gaan los vir ons kommentaar, sê vir ons wat julle dink, sê vir ons wat julle nie dink nie. En dan ook oudergewoonte, baie dankie vir kultuurkafee.com. Hulle borg ons bierbekers en die inhoud van ons bier. Baie dankie daarvoor. En van volgende week af gaan ons 'n paar nuwe toevoegings tot die reeks, die volkseie reeks kry. Wat lekker gaan wees. Ja, so gesels saam asseblief. Op YouTube is daar 'n thanks opsie wat jy in die rooi kan trek, dan kan ons baie bierbekers koop. Like en subscribe asseblief en gesels saam. Ja. Ja, soos aan die begin gesê het, ons gaan inderdaad rarig 'n bietjie kyk wie kan die klokkie by die oor kry en dit is van toepassing op redelik 'n paar goeie soos Connie genoem het back and closer wat tans 'n reuse probleem is en dan die gevolge daarvan en ook politiek gewys die kritiek op minister John Steenhuisen, die minister van Landbou wat natuurlik die DA-leier is en die RNE en wat daar aanvanklik sy aanstelling wat uit baie ore verwelkom is en dit tog blyk of daar 'n bietjie van 'n ontnigtering is in sekere kringe, veral dan nou natuurlik in die landboubedryf weens die reaksie op die back and closure krisis en goed. So dit is dan nou juis half inleidend om te kyk maar wat is besig om te gebeur in die RNE en of dit dan nou funksioneer soos wat mense gedink het dit gaan. So ja, net eerstens oor back and closure en die omvang wat dit eintlik dan al bereik het. Kyk, dis 'n tamaletjie. Polities is my gevoel is besig om 'n baie groot tamaletjie vir John Steenhuisen as minister van Landbou te word. Maar jy moet onthou John dra 2 hoede. So hy is ook die DA-leier. So ek dink as dit lyk asof hy spartel as minister van Landbou, het dit noodwendig 'n rimpeluitwerking op hoe hy as leier van die DA gesien word. Ek dink mense verweef die twee. Ek verweef die twee, weet as jy sukkel om hierdie krisis te hanteer, hoe gaan jy argumentshalwe as 'n president die krisis hanteer? En nou kan jy kan dit terugvat en jy kan sê maar het hy hierdie krisis geërf, het hy die back and closure krisis geërf en hy sit nou net met die probleem. Nou moet jy onthou 'n president erf baie probleme en hy moet maniere vind om binne 'n bestaande raamwerk moet hy dit kan oplos. Dit was vir my nogal ontnigterend geweest. Ek het nou die afgelope paar dae 2 kommentare van boere gesien. Een boer se vraag was, sy gevoel was dat die landboubedryf beter daaraan toe was onder 'n ANC minister. En dit was nogal vir my, dit was 'n kwaai wake-up call geweest. Want die landbougemeenskap was in die verlede skerp krities teenoor ons landbouministers en niks het eintlik nou verander nie. Dit gaan baie swaar in landbou. Mense sien beeste dan dink hulle back and closure. Dit is in elk geval net eers beperk tot beeste, dit is varke. So dis nie net in die landboubedryf nie, maar ek dink dit is ook 'n groter voorbeeld van hoe bestuur jy iets binne jou magte, binne dit wat jy is. Jy kan nie net anders sê dis 'n probleem of ons met dit,
is jy besig om te wen? Ja, kyk hulle het 'n groot dilemma daar. Tlhabisa van die IFP dieselfde probleem getref. Om 'n minister te wees en om leier van die party te wees is 2 voltydse werke. En ons het met die Vryheidsfront gesien toe hulle die twee geskei het half dat jy kan nog steeds 'n oppositieleier wees dan op 'n manier en 'n baie goeie minister gelyk. En ek is nie seker of John by alles uitkom nie. So eenvoudig soos dit, maar dieselfde met Tlhabisa. Is dit omdat hy 'n baie groot krisis op hande het in byvoorbeeld Dirk Mclares, ja? Nee, dit is definitief, maar nou is die uitdaging so die ene kyk Suid-Afrika is al lankal kwesbaar vir iets soos hierdie omdat landbou wanbestuur is in die verlede. So dit is so 'n bietjie 'n erfe ding wat ryp is vir 'n krisis. Maar die ander kant is hy is nie besig om dit baie goed te hanteer nie. Dit is buite beheer. Ons het beloftes van ons gaan enstowwe kry en ensovoorts, maar dit lyk nie of dit begin beter gaan as sulks nie. En jou probleem is Is dit sy skuld? ek dink gemeen. Ja, wat is dit? Is dit kommunikasie? Is dit net omdat mense gewoond is aan 'n sekere iets? Is dit net voel mense nou more of the same? Is dit 'n onnigtering? Ja, wat presies is dit? Ek weet nie of dit beperk is tot een tipe ding nie, want ek meen daar was reële kommunikasie, is die regte goed nie gesê nie, Nee, is dit nie betyds gedoen nie. Daar's baie kommunikasie, maar ek dink mense is kwaad oor hoe dit tot dusver hanteer is. Dit kyk is 'n bietjie 'n probleem ook is gestel dit was 'n ANC-minister, dan dink ek was die publiek het hulle verwag dat die hantering nie perfek is nie, want hulle gaan wel, okay, ons weet, so ANC hulle laat hulle varke dood gaan op plaas, natuurlik is hierdie ding. Maar nou dat dit 'n DA-minister is, nou is die verwagting hy moet alles perfek doen outomaties, maar mense vergeet soms hy erf 'n ANC-departement. So, nie om te verdedig as sulks nie, maar dit kom neer op 'n minister kan ook, hy kan nie self van plaas tot plaas ry nie, hy moet nog steeds die departement wat hy geërf het. So mens moet net billik wees oor. So jy moet billik wees, maar die ander kant is ons kon dit kan beter hanteer gewees het. Dis nie onmoontlik nie. Ek dink hulle begin nou die les leer is dis te veel. En dit is die probleem wat hulle gaan tref met veral met die verkiesing wat aanloop. En jy moet 'n oppositieparty word voor die verkiesing, want jy moet teen die ANC wees op 'n manier en jy moet munisipaliteite wen ensovoorts. En jy's baie kop in een mis as jy dit so wil stel. Tans met die res van die regering, hulle het baie ministers geword. Ons is eintlik hier om die RNE te verdedig ensovoorts. En hulle gaan moet daai skeiding kry. Anders te gaan hulle nie Joburg se burgemeester wees nie. So ek is skieurig oor dit gaan regkry, want jy gaan ergens moet 'n afstand skep sonder dat jy nou die nasionale eenheid breek. Vir die ANC is dit voordelig om hulle almal vas te hou, maar die ANC is in elk geval op pad na 'n moeilike verkiesing toe. Maar ek dink dit raak ons sal sien of iemand hom uitdaag, maar hierdie calls raak toenemend. Jong, dit is te veel. Ons kry nie altyd reg nie. Ons beleef en ons is nou aard op John want ons beleef dit, maar jy kan selfs die PA is Minister McKenzie is oral, maar die PA self het al stil geraak. Hulle is weg. Die Patriotic Alliance self praat nie meer baie nie. Die IFP het doodstil geraak vanaf Tlhabisa by Kokta is. So dis dieselfde fenomeen wat jy sien afspeel is. Dis net moeilik. Die ander ding wat mense moet onthou is daai hele departement is opgestel en gerad vir 'n ANC-minister. Hulle is gereed vir dit. So hulle verskaf weelkomministers van die inligting wat 'n ANC-minister sou verwag. Maar nou kry hulle DA-minister, maar hulle gaan dit aan. En nou het jy die situasie waar jy het mense wat toenemend uitvoering raak met die kiesers wat hulle daar gekry het, want hulle kry skielik al die inligting en alles wat hulle kry is vir kiesers wat nie hulle sin is nie. En ek dink is 'n groot risiko, die DA sal dit vroeër as later moet bestuur. Hoe jy vir John weer wegkry, as minister wegkry, bietjie om weer as leier vorentoe stoot, want hy het so bietjie stil geraak op daai front. Ja. Die mekordery by landbou voel vir my is amper ook soos die mekordery by die regering van nasionale eenheid se beleid oor internasionale betrekkinge. So dit is die regering van nasionale eenheid wat ons het, maar is hierdie eintlik maar ANC beleid en ek verwys spesifiek na die oefeninge met Iran. Daar's verwarring oor het meneer Ramaphosa 'n opdrag gegee dat Iran nie aktief moet deelneem nie? Was dit 'n mondelingse opdrag? Was dit 'n skriftelike opdrag? Hoekom was dit 'n mondelingse opdrag? Vir wie het hy opdrag gegee? Is daai opdrag ordentlik oorgedra? Is dit uitgevoer? Indien nie, het ons 'n rou weermag. So het ons weer eens 'n regering van nasionale eenheid, maar dit is opgestel vir 'n ANC regering. Dit is net verwarring all over. Ja, ek wou nou jy sê ek dink ons trek tans meer by 'n regering van nasionale verwarring. Want
Ja, ek dink dit raak net die RNV. lyne is net besig om so te mekaar te raak. So as mens weet nie meer want ek meen nou word 'n DA minister 'n ANC naprater genoem of wat ook al en sê daar word maar nog geen steeds aan hulle pype gedans en goed, maar wat is jou opsies daar binne om so op te tree dat jy ook sê nou maar jou kiesers behou en nog kiesers wen, dat jy goed lyk as 'n minister, dat jy goed lyk as 'n partyleier. Ek dink dit is ja, ek sal nie graag dit wil doen nie. Soos ek nou met van die Vryheidsfront en ons het gesien met Dr Pieter Groenewald nou ons om hierdie hele sosiale media veld tog dat hy die nuwe president word. Ja. En daarso sê mense Ons het hom vanaand vir kommentaar daaroor en hy is net ewige diplomaat. Hy sê net dankie, hy kry nie hoor. Ek gaan glad nie hieroor praat nie. Maar hy is iemand wat 'n baie goeie geskiedenis nou opgebou het as 'n minister, maar ek dink dis waarna kom ek verwys om te sê hulle die twee gesplit en gesê hier's 'n minister en hier's 'n partyleier. So die party moet die party lei en die minister laat die party goed lei. Ja. En die hele ding rondom die vloot oefeninge en goed, ek meen dit is weer eens daai van more of the same waarna ons gewoond is. Soos ek meen obviously met Angie Motshekga ja. Mens as mens dit reeds aan aanklag sê dis jy moeg want om alles te vertel wat daarna volg en wat voorheen gevolg het is ja verwarring weer eens. Die vlootoefeninge is redelik presies binne in die handboek van Suid-Afrika se buitelandse beleid die laaste ruk wat is kies 'n muis ontland en nooi hulle. En maak dan seker En gaan strand en maak seker dat op 'n sensitiewe tyd jy hulle uitstal as kyk hier is ons vriende. Dit was so goed, ons kon net sowel Venezuela se vloot genooi het op dieselfde punt. Gesê luister, julle is ook welkom nou dat julle plaas. Amper so 'n tipe reach for a dream oefening of iets maar nou om met muis ontland. Ja, ons is geneig om verkeerde vriende te maak. Die vlootoefening dit is kommerwekkend. Daar's nou toenemend al so 'n paar keer gegrom as ons reg aan ons die hoof van die weermag het Iran gaan besoek. En toe trots beloof ons gaan julle ondersteun. En toe hy is duidelik 'n groot Iran ondersteuner. Hy is vir nou. En kyk, dit is altyd lekker om 10,000 km van Iran af hulle te ondersteun. Dis wonderlik. Maar as jy nou daar is en die goed begin ontplof rondom jou dan lyk dit anders. Ja, dan is dit Iran. Iran en Iran. So ons het nou dieselfde met Iran. Dit is maklik om die vlootskip te laat hier so. Dis pret in ons maar dit bly die netelige ding wat hulle nie uitgesorteer het nie is wie gaan buitelandse beleid doen. En die ANC het volhard, dis net ons. So die rede hoekom dit voel so ANC beleid is want dit is. Die ANC het hulle self volledig het hulle die reg om te sê dit met ANC beleid wees. Hulle het in die aanvanklike ooreenkoms gesê ons gaan buitelandse beleid vat en dit bly ons en niemand anders meng in nie. Hoekom het hulle die mag gehad om dit te sê? Hulle het gesê hulle was die grootste party. So onderhandelings het gesê luister ons gaan buitelandse sake vat en ons gaan dit op ons manier bestuur, maar ek dink also as ek het nou Bosberaad gehad laas jaar, maar dis dalk tyd vir nog ene wat sê jong, julle is nie besig om met die baie goed te doen nie en julle begin nou oorspoel na ons toe. Ampliserende landbou skielik jy kan nie meer lekker uitvoer nie. Handel nywerheid, al daai goeders, jy begin nou die hele land raak. So ons gaan moet ernstig praat oor ons buitelandse beleid, maar ek dink nie hulle kan nie afstand doen van daai nie. Hulle moet iets hou wat ANC is. Tot dusver werk die RNE vir die ANC baie goed wel. Hulle het mooi hulle het die parlement verlam, niks gaan met parlement toe nie. Hulle het 40% daar. Alles is nou in uitvoerende gesag, die president doen nou alles. Hy superpresidentsie. En hulle vermy tot dusver nog redelik die howe. Hulle het nog nie te veel pak slaag gekry nie, howe nie. So hulle het nou net alles superpresident toe geskuif en dan elke nou en dan sit hom nou in die aand kom al sy maskertjie af as superpresident en hy sit nie met die ligte af nie, hy dim nie die lights nie, hy gaan lê net en hy slaap in 'n ander kamer. Net nooit op kom nie. Vanaf Maduro genagwandel het in Fort Bragg en is hulle nou eers klaar met op dieselfde kamer slaap. Maar die superpresidentsie beteken alles is in die uitvoerende gesag, ministers het skielik baie meer mag en ons sien dit is klein goedjies, maar ons maak nie meer wette nie, ons maak regulasies. Maar wette moet deur die parlement, maar regulasie moet deur 'n minister gaan. En al hierdie goedjies dui net vir jou op 'n weird situasie waar ons eintlik sit jy met 'n verlamde regering wat baie min kan doen. Nou dit sou nie bad wees nie, behalwe vir die feit dat as ons net verlam was dit right, maar nou is ons verlam en op pad na 'n enorme course collision met Amerika toe en ons bly verlam net in daai rigting gaan. Ons kan nie afwyk nie. Waar jy sou verwag dat al baie meer skuwe sou wees of iets in die lyn om te probeer beredder, maar ons doen moeite. Elke keer as Amerika hulle hand uitsteek, dan spoeg ons.
Ja, maak seker spoeg jy handrak en 'n bietjie van die gesig. En dan hulle dan verstaan as jy hoekom hulle kwaad is. Dis nie man, is net wat soos reg. Okay. So soewereine reg op jy spoeg van jou. Ek dink ons bly by RNV dan. So wat of regering van nasionale verwarring of regering van nasionale verlamming. Ons kan nou daarby. As jy praat van dis ons soewereine reg, een van die goeters wat 'n dokument oor wat is 'n nasionale belang, want dit is tog jy sê die RNE werk vir die ANC, so nou is my vraag, werk die RNE vir Suid-Afrika, werk die RNE in nasionale belang? So wat is 'n nasionale belang? So ons moet die welstand, die welvaart van Suid-Afrikaanse burgers bevorder en dan kyk ons na Afrika en dan kyk ons na die res van die wêreld. So die beleid soos wat dit nou is, kan ons eerlik na mekaar kyk en sê die beleid waar dit nou staan is besig om Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse mense se belange te bevorder. Ek is nie seker en ek dink nie so nie. Maar mens kan hom net so koud meet nie, want jy moet ongelukkig, hierdie is nou een van daai gevalle van jy moet hom meet teen wat kon wees. En dit beteken dit was hierdie of dit was ANC minderheidsregering wat ek dink slegter sou wees, of dit was die apokalisie ANC MK EFF Apokalipsie. wat nog slegter sou wees. So hierdie is nie dis nie 'n great opsie nie. En tans is die Jy kan nog enetjie kry as jy apokalipsie kan spel. So dit kom neer op nee, dit is nie tans is die veral buitelands is nie besig om vir ons vir Suid-Afrika goed te werk nie. Maar dit is die beste van drie slegte opsies aan kort. So ek dink nog steeds is die beste van die drie slegte opsies. Op 'n sekere punt gaan dit wel baie moeilik raak vir Party se Vryheidsfront of selfs die DA om daar te bly. Hulle kyk die DA gaan ek dink niks gaan hulle geskuif kry nie. Hulle is redelik vas nou en to be fair, John moet sy kredietkaart afbetaal, so hy kan nie nou daar salaris stop Hy nie. het klaar vir my. Hy het kies man, hy het klaar. Man, hy het 'n bietjie Uber Eats bestel vir mense wat laat gewerk. Nee, ek verstaan, ek bedoel meer is hulle is nou vas. Hulle het alles gewet. En dan die hele ding was ons is hier want MK bestaan en MK gaan nie ophou bestaan nie. So hulle gaan redelik af wees, maar die Vryheidsfront en selfs die IFP en so moet begin mooi dink. Idee is nie die regte rigting, dit is nie goed vir Suid-Afrika, dit gaan nie great nie. Ons kan dit agterkom, ekonomies gaan dit nie so goed soos dit moet nie, of soos dit kan nie. En ons sien al hierdie weird gesprekke skielik. Nou dis die voordeel is, ons het skielik gesprekke oor BEE en al daai goed, en ek dink tog die RNE, of alhoewel die ANC se verlies aan steun fasiliteer dit. Maar daar moet 'n dringende gesprek wees oor buitelandse beleid, want ons kan nie, hulle kan nie aanvoeter soos hierdie nie, en ek sê dit Kan nou daar in die see dobber tussen hier en dis. want dis nou die vraag is, hoekom ek regtig verstaan het, waarom bied ons hierdie aan? Ek het gesien iemand sê want ons het 'n see. Dis letterlik Dis wat ons as gegee rede. het. Ons het die Ons water het gegee. Ons het die water gegee vir die vloedvrou. Dis wat ons gehad het. Want dit is Is dit nou weer eens die geografiese ligging? nee, maar ons moet onsself uit hierdie goed uitkry. Bedoel is nou sit is Rusland, China, Iran. So dit is nou gaan kies in Amerika. Wat kan hulle kwaad maak? En daar's ons die top 3. As dit net so. India is ook BRICS, né? En India Nee, dis nou. India het gesê nie vir ons hier nou nie. Want ek dink 'n sinvolle diplomatieke besluit sou wees om Nee, te sê presies. nie vir ons. Is baie mooi daar by julle, maar nie vir ons nou nie. Dankie. Ek dink dis wat India anders doen. Ek meen hulle sal nog steeds vir hulle self as deel van die global south insluit, maar en ek meen met by BRICS betrokke wees en alles, En ek maar dink hulle speel 'n baie beter diplomatiek ja, stel nee as presies. Hulle diplomatie is baie beter. So as ons dan nou so verknog is aan BRICS, kan ons nie dan 'n bladsytjie uit daai diplomasieboek ten minste net skeer en dan Leer iets by hulle. Luister as jy nou sê buitelands is dit mekaar, ons nou net bietjie binnekant toe kyk. Binnelands is dit 'n verkiesing. Hierdie jaar, hoe lyk die vooruitsig binne in Suid-Afrika? Hoe die mekaar gaan dit wees? Man, so, alright. Daar ek weet ons nog wel gepraat nie, maar daar's laas jaar die ANC se NGC. En 'n strikvraag vir julle sal wees, maar ek dink ek het dit al gevra. Okay. Hoeveel funksionele takke het die ANC in Natal? Ek ken die antwoord. Ek ken die antwoord. Moenie uitskree. minus iets. Die kort antwoord is hulle het 901 geregistreerde takke en hulle het 0 funksioneel, nie 'n enkele een nie. In Noordwes is dit 11 dink ek en in die Vrystaat 13. So die 4 provinsies, Mpumalanga, Noordwes, Vrystaat, Natal was 75% van die ANC se kongres. Dit is die Premier League van Zuma. Hulle is nou hulle het so 300 takke uit die totaal waarvan Mpumalanga 300 bydra en die res 22 saam. Goed. So dit sê vir jou hulle is
baie diep in die moeilikheid. Wat die ANC tot dusver gered het altyd was hulle grondwerk, hulle voedselvlakwerk. Hulle kon wat die kap organise. kon doen. Hulle kon organise, hulle kon mense by plekke kry, hulle kon teende uitdeel, hulle was goed met dit. Daai lyk of dit weg is. Dit is nie meer lekker nee, dit is weg. Waar is dit heen? Dit bly by die huis nou. Dit is gatvol en dit is klaar. Dit wil nie meer gaan deelneem nie, dit wil nie meer stem nie, dit is klaar. So met ander woorde, hulle kyk na munisipale verkiesing wat baie meer voedselvlakwerk nodig het, want jy moet wijkskandidate hê, jy moet nou elke ouetjie gaan wet, seker maak jy die een het nie 'n misdaad, wel, okay, hang af. As jy nie die ANC is nie, seker maak jy die een het nie 'n misdaadrekord nie. As jy die ANC is, seker maak hy het een. Grappig. Ja. Dit is die dop van jou. bietjie hiperbool. In 'n geval so en hulle gaan in hierdie in sonder hulle kragtigste wapen. Hulle is regtig op pad na pyn toe. My vermoede is hulle gaan pak slaaf vat. Hulle gaan Groter pak slaag by die laaste verkiesing. Ja, hulle gaan ek dink laat 30 toe selfs val in steen, maar omdat dit munisipale verkiesings is, gaan hulle steeds meer as die helfte van die munisipaliteite in die land regeer na die tyd. Okay. En dan gaan hulle kom met ons moet die kiesstelsel verander. Hierdie ding werk nie, ons gaan kiesafdelings toe. Of iets in daai lyn. Want daar is ook sprake van ons moet die ding omvorm, ons moet nou ietsie nuuts kry. Maar as hulle kiesafdelings toe gaan, dan beteken dit hulle stem in die parlement gaan wees hoeveel munisipaliteite hulle regeer. Jy kan dit maar so gaan kyk. Hoeveel wyke hulle gewen het, is hoeveel parlementslede omtrent gaan hê. En is die laaste hoera van 'n ZANU-PF ook gewees of so 'n party is. As hulle nou landelik in die moeilikheid is, dan gooi jy kiesafdelings, van dan wen die landelike gebiede altyd baie meer as die stede. So ek dink hulle gaan iets in daai lyn moet doen. Kommerwekkend vir ons is die feit dat daar toenemend 'n gatvolgheid met die demokrasie ontwikkel het onder almal. En ek dink selfs hierdie Pieter vir president ding is 'n simptoom van mense is net hulle dink nie die stelsel werk nie. En die risiko aan dit verbonde is as mense nie dink die stelsel werk nie en hulle dink nie hy's legitiem nie, dis nie legit nie. Dan begin alternatiewe maniere van regering verander skielik aanloklik lyk. Soos wat ons daai peiling sien wat sê amper die helfte van Suid-Afrika sê ja, ons is okay met die weermag wat oorneem. Dis nogal kommerwekkend as jy dink. Dis waar mense is, hulle is so desperaat. Ja, maar ek dink dis daai vlak van gatvolheid en dan dink jy eintlik nie meer mooi, dis as jy oormoeg is, dan is alles erger. Nou as jy so gatvol is, in jou brein begin dit vir jou sê, luister, as jy solank die weermag hier is, minstens gaan ek nie in my bed afgemaai word. Dis nie lekker wees die weermag in beheer is nie, maar wat is die ander opsie? Ek dink dit is wat jy sê is dit is 'n gevaar punt waar mense kom is dat hulle bereid is om bepaalde vryhede waarvoor hulle nou die dag nog baie hard geveg het en baie sterk oor gevoel het. Vandag heroorweeg jy dit want dit is net nie meer lekker hier nie. Dit in kort kom dit neer op Suid-Afrika se 'n bietjie hangry tans en ons is Ons is nie bietjie angry nie. ons is baie Nee, ons is angry. baie En angry. ons is redelik bereid om vir 'n stuk hoender nou pretty much alles op te offer. So nee, dit Nee, is dit nou elke man vir ek homself? weet, maar dit sê vir jou daai is kommerwekkend in die agtergrond. Kan dit nog bestuur word? Ek weet nie. Die vraag as jy die gemiddelde Suid-Afrikaanse burger vra, luister, wat gaan verander na die verkiesing? Ek dink die meerderheid se antwoord gaan wees niks. En dis 'n baie kommerwekkend. Maar beteken dat mense glo nie meer ek kan die ding reg stem nie. En nou En dan gaan hulle dalk nie in die eerste plek meer gaan stem nie. ek dink hulle gaan nie. Want as jy dink niks gaan verander nie, hoekom doen jy met kan jy net sowel vroeg al braai? Maar ek dink ons gaan oppositiepartye en die regering baie laakies opkom sien. Ek dink mense gaan dit nie pitch nie, hulle gaan die vakansiedag vat. Kom ek is 'n voorstander, ek is 'n voorstander van 'n mens moet gaan stem, want jy moet nie ophou probeer nie, selfs al is jy hoe hangry. Is daar nog 'n kans vir verandering? Sê vir iemand soos ek wat nog bereid is om te gaan stem. Ek sal in die tou gaan staan by die kerk en wag en al die ou tannies het ons baie ou huise in my buurt. En dan moet almal eers gaan en dit is ook ek weet, want ek so 'n klein bietjie kwaad maar ek het ook al laat beleef dan dink ek nou dis nie regverdig. Ek het 'n paar mense van kyk kom hulle dan dink ek jy moet soos net 65. Nee. Kyk sê vir iemand soos ek, hoekom moet ek soos die persoon in die rolstoel. Ek's op vir dit. Nee, Maar as jy sonder 'n kierie hier staan, dan is ons gelyk. Jy kan ook nie reg Baie staan. van daai hulle is huppel en hulle Ja, vingers wil en ek die mense laat of hy kom en ons hardloop. Nou is hulle met hulle voor jou. Nee, ek verstaan dit. Okay, nee, maar grappies nou op 'n stokkie. Hier staan ek nou voor die kerk en ek wag nou. Wat sou jy sê vir iemand soos ek, is daar nog hoop om te gaan stem? Die antwoord wat ek gee is gewoonlik moenie 'n deur wat halfpad oop is toemaak nie, toeskop nie. So daar is natuurlik nog altyd dit gaan dis veel beter om iets soos die DA-vryheidsfront of so in bewind van meer goed te hê as die ANC en dit vat min effort. So moenie moed opgee en jy gaan probeer net weer. Hou daai deur halfpad oop.
terselfdertyd besef dat ons gaan nie die land regstem nie. Dit ons is verby dit, net nuwe regering gaan, dat ons is so diep in die moeilikheid. Dit gaan nie alleen dit verander nie. Jy gaan moet, na jy gestem het, dan gaan jy moet oprol en sê, right, nou bou ons wat ons wil sien, ensovoorts. En dit gaan reisies wees, is my vermoede. Jy gaan die toekoms bou hierdie kant, of jy het 'n paar jafels en skarminkels wat 'n baie ander toekoms in gedagte het, en troepe laat oplei in Oekraïne, en wel, in Rusland, en toe vind hulle uit in Oekraïne, ensovoorts. Is die bouers vinniger as die breekers kom? Dit hang af, is nou, Hoeveel bou? Laat ons filosofies raak, het hang af watter wolf jy voer. Nee, dit hang af. Jy wil net vir Connie 'n koekie gee, want hy sê op 'n hangry na hoenders na. Dit hang af hoeveel mense kies om te bou eerder as om te breek. Jy gaan die ouens hê wat besluit, luister, ons gaan hierdie shuttle maak en ons gaan steel wat ons kan en my familie is alright. En dan gaan die ouens wat sê, luister, as ons van grondvlak af opbou, dan kan ons weer 'n land hê waarop ons eendag kan trots wees, want ek dink nie jy kan op min in Suid-Afrika tans trots wees. Daar's uitsonderings, maar daar's nie baie nie. En dit gaan van jou by die huis af hang basies. Dis watter kant kies jy? En as jy 'n kant gekies het, commit en raak betrokke by iets, begin ietsie tasbaars doen. Dan kan ons die reisies wen. Is daar nie ook 'n ding van dat dit weer meer na daai federalisme kan beweeg nie? Ons het nou weer eens gesien met die vloede en die klomp goed wat gebeur het en die afkondiging van 'n ramptoestand ensovoorts en daai magte. Ek meen daarso het van daai munisipaliteite en provinsies gesê, maar ons het hierdie magte nodig dat ons hierdie vinniger kan doen sodat die reaksie vinniger kan wees. Goed. So ek dink daar's meer van 'n gewaarwording daar ook, in die geval ongelukkig nou weens natuurrampe of wat ook al, maar daar's daai gewaarwording van Suid-Afrika is ongelooflik divers in sy landskap en dit wat 'n probleem is in die Weskaap en dit wat 'n probleem is in Limpopo verskil wêrelde van mekaar, letterlik in terme van sekere goeders, klimaat en oppervlak en baie goed. So is daar, wat sou die moontlikheid wees om weer in daai rigting ook te beweeg? Ek dink dit gebeur van self, want dit is of ons wil of nie, dis waar ons Suid-Afrika gaan. Is daai, wanneer dinge in duie stort hier, dan val die besluitnemingsmag na die ouens met vermoë toe. Jy gaan dit bepaal hoe ver dit val. So as jy actually 'n organisasie of iets het wat vermoë het om uit te voer, en ek bedoel dat jy kan iets op grondvlak neersit. Dit klink baie kompleks, dis regtig so eenvoudig soos ek het iemand wat kan buurtwag ry. Ek kan my buurt veilig hou. Dan val dit vanaf die polisie na die buurtwag toe om daai veiligheid te doen, en mense van die tyd beskik hulle daaroor en kan hulle dit dan doen. En dit gebeur op ander vlakke ook. So as dit gaan oor slaggate regmaak, het ons lankal gesien het geval na Afriforum tak in baie plekke toe, wat nou maar die paaie in stand hou. Of 'n kerk of iets in daai lyn. So dis wat ons bedoel met mag na vermoë. Want die ouens wat dit actually kan doen, jy kan hom, ons het hierdie gehad in Pretoria man, wat hulle gesê het, nee, julle mag nie gras sny nie. En toe het Afriforum gegaan, cool, okay. En aangegaan. En Hy het 'n slag op hulle weed eater. Ja, dit sê, stop net die weed eater as die metro kom, wat doen jy? Nee, ek stap net. Nee, met wat is dit? Dis 'n hond. Dis ons het 'n hele episode daar gehad wat ongelooflik staak so was, want dit was grashalms en dit was. En toe hulle nou wegry in die metro, gaan jy aan. En dis die punt is, Suid-Afrika is eintlik 'n federalisme wat die masker van die eenheidsstaat op het. En daai masker is toenemend besig om af te val. En dan kom ons by 'n plek waar ons is almal maar minderhede en ons moet maar uitfigure hoe ons saam bly. En ek dink ons het dit al reg gekry op voedselvlak redelik. Die politisie is nog 'n bietjie agter. Maar ons is redelik daar. So wat kom weens die inploffing van bo af van nasionaal is provinsiaal selfs nie eers nie, maar meer munisipaal wijksvlak. Ek dink jy gaan 'n oplewing sien daar. Jy laat nie die verkiesing nie, maar na dit en tussen dit, met mense wat moue oprol. Maar dit gaan uiteindelik van onsself afhang. So, gaan stap met die weed eater. Gaan net met jou hond. Sit dit eers liewe kaart te vra. Cheers.